Daar is hy. Goeiemôre almal. Wonderlik om julle vanmôre te sien. En ek het 'n verwagting vir wat die Here gaan doen. Het jy gekom met 'n verwagting vanmôre ook? Amen. Daar sê jy, ek hou daarvan as almal amen sê. Want as ek kom met 'n verwagting, dan weet ons die Here gaan goeie dinge vir ons doen vir ons. Nou goed, kom ons gaan saam bid. Gaan ons begin met die diens. Vader, ons loof U naam, Here. Waardig is U vanmôre en groot is U naam, Here. Ons kom vanmôre om U eer te gee. Ons kom vanmôre om U te kom loof, Here. Ons kom vanmôre in erkentenis, Here, dat U vanmôre God is, Here. Ons kom vanmôre in erkentenis dat U ons Vader is, Here. Ons kom in erkentenis van ons afhanklikheid van U, Here. Ons gee vanmôre die hoogste eer, Here, en die hoogste plek in hierdie diens, Here. Ons wil ook in ons lewens erken, Here, dat U die eerste plek inneem, dat U die hoogste plek inneem. En Here, vergewe ons vir die kere wat ons op die troon van ons eie harte kom sit het, Here. Maar Vader, vanmôre wil ons afklim van hierdie troon af, en ons wil vanmôre sê, Here, kom neem U plek in my lewe, Here. Kom neem U plek in hierdie diens, Here. Kom neem U plek in hier in Philipstown, Here, waar ons U eer gee as God bo almal, Here. Ons loof U heilige naam, want U is waardig. Heilige Gees, dankie dat U deur hierdie plek sal kom beweeg vanmôre met U soete teenwoordigheid. Here, we've got a desire for your presence, Lord. Vir die gemanifesteerde teenwoordigheid vanmôre in hierdie plek, Here. Dankie dat U ons kom vul, Here. Kom aanraak vanmôre, Here, met 'n vars salwing, met 'n vars aanraking van die Gees, Here. Vader, dankie dat ons op die beste plek vanmôre kan is en kan wees, Here. Daar waar ons in die teenwoordigheid van die Here kan wees, Here. Daar waar U is waar ons as boeties en sissies by mekaar kom, Here, die gemeenskap, Here, by mekaar begin kom, Here, om U te kom loof en U te kom prys vanmôre. Ons loof U daarvoor en ons eer U in Jesus naam. Ek gaan vanmôre met ons gesels, dat jy nie meer toelaat dat Satan jou bedrieg nie. En ek het die woord het eintlik na my toe gekom terwyl ek na 'n video gekyk het. En ek het die eerste gedeelte van hierdie video het ek vir Morney gevra om vir ons te sny, sodat dit vir ons bietjie pas. So 16 minute lank. En ek wil julle met aandag gee, dis 'n getuienis van 'n meisiekind. Ek wil julle met aandag gee op hierdie getuienis. Ek ook vra dat niemand asseblief rondloop nie. Kyk na die getuienis en laat dit jou bless. En based op daai getuienis gaan ons 'n bietjie verder kyk. Wat sê die woord oor dat jy nie toelaat dat Satan jou bedrieg nie. Okay, julle kan vir ons aansit, dankie. Welcome, Holy Spirit. Go and flow and be freer than you've ever been. My guest, Taylor Scroggins, was raised in a Christian home, but dealt with eating disorders. By the way, before you even answer that question, what did you tell me you felt when you sat in that chair? The moment we sat up here, the tangible glory of the Lord fell upon me and you, and I almost started weeping before we even began this interview. Tell me, I'm going to take you way back when, it can't be that far back, but tell me about this eating disorder. When I was around 13 years old, I began comparing myself to the women I saw in magazines and movies, and a voice came into my head that said, just starve yourself and you'll be beautiful like all of these women. And I thought it was my own thought. Now I know it was a demon. And so I would starve myself, and around the age of 14, I had an encounter with the Lord where He delivered me from that eating disorder. Was it instant or gradual? It was during a conference, and I lifted my hands during powerful, anointed worship, and I said, Jesus, if you really love me this much and you can free me, take this eating disorder away from me. I don't want it anymore. And 15 pounds of just heaviness instantly lifted off of me, and that was my first encounter with Jesus. And then, after that encounter, you were at a prayer meeting, and you got amazing gifting.
Tell me about it. So after that, I said, I have to get baptized now. And I got water baptized, and then we went home that night. My mom, my grandmother, our family friend, Sandra, they laid hands on me, and they prayed that I would be baptized in the Holy Spirit and fire. And warm heat, the Holy Spirit's presence just flooded my body, and I was filled with peace and joy like I had never known, and I began speaking in tongues. Then, because you didn't know any better, you got into yoga and astrology, and at the same time you're a worship leader for your church. Didn't you know the difference? Didn't anyone tell you? I didn't know the difference. I grew up in wonderful churches, but no one had ever talked about these things. And right after I got on fire for the Lord, the enemy came. And my father came home with an astrology book not long after that. I signed up for a yoga class with my high school. They would do rituals and chant. And I felt like something was strange. And I would actually speak in tongues under my breath. And now, looking back, I can see that I was compromising. I should have just gotten up and left. But the culture makes these things seem so Why normal. is yoga bad? There are a lot of people that are in yoga and say they're Christians. Yes. Yoga is not exercise, it's not stretching, it is inviting Hindu gods and goddesses that the Bible calls demons into our bodies. Just like when when dancers worship and they flag with their bodies, they worship the Lord. These poses are worship poses to demons, inviting them into your body. Yeah, and you know what I have heard? There are such things as Christian yoga. Because it's a Christian running it, then nothing's wrong. But those body positions that these demons tell you to go into, yes, they're exercise, but they're considered worship to God. That's right. Most people don't realize that. After your dad gave you that astrology book, you began leaning into universalism. I've heard about universalism, but what exactly is it? It's saying that there are many, many paths to God. And Jesus is not the way, the truth, and the life, not the only door, which we know is a lie. And so it says, well, Islam and, Judaism and, any other Buddhism, Hinduism, all of these religions, it's just a different path, but they all lead to the same place. Now that appeals to the brain. Yes. It actually would appeal to a Jewish person. That's my background, because we're a sense of fairness. But it's not based on the Jewish Bible or the New Testament. It is based on the same thing that has those poses in yoga, Yes. the demonic. Yes. So you're serving as a worship leader, but did you just kind of not talk about this astrology? I was so open. I was open with it. I would tell people, I would ask them, what's your sign? And come take this yoga class with me, because I didn't know, I was ignorant that I was having one foot in witchcraft and one foot in the church. How long did you do that? For about 4 years. That's amazing that you could go to a church and no one could point that out to you. There came a point, you're getting a little older now, and you get mad at your parents and mad at God. Yes. So right when I graduated high school, I live in Nashville, I'm from there, and I have recorded and written music since I was 12. So right out of high school, I get this wonderful music deal. Everything is falling together. I think it's God. And my parents say, no, we don't feel God in this, and this isn't the right time for right now. And I got mad at them. I felt like God opened the doors to my dreams, and then he shut the door, and I was angry at him. It was so foolish and immature. And in combination with getting mad with your parents, you started really moving into, or dabbling into, witchcraft. Yes, yes, yes. The Bible says that rebellion is as the sin of witchcraft, and so I rebelled against my parents and God, and this hunger for the occult exploded because I no longer trusted him. It said, I'm going to be my own God, basically, and do my own spirituality, crystals and meditation and psychics and all kinds of fortune telling.
It was horrible. It opened the door to so much darkness and despair. I started partying. I started drinking. I would get drunk every weekend. I was just living recklessly. It's hard to believe talking with you now, but you really got low. You got so low, you almost succumbed to what the devil was trying to do, using these lures to get you low, to get you to a point where you really wanted to die. You're a young kid. You got your whole life ahead of you. How could you fall for that? You know, I knew what it was like to have a relationship with Jesus, even though I wasn't compromising and in sin, but I still knew him. And at that point, when I had turned my back on him and turned away from his love, that emptiness that I felt, because knowing God is life, it is purpose. And so when I turned my back on him, that emptiness, that death, that despair completely took over. And I had severe depression and heaviness. There was a point, you said, in December morning where you almost felt a blanket fell upon you. What was this blanket of? So up until that point, I had been living in sin and partying, and it felt good. And then the enemy pulled the rug right out from underneath me. And on that morning that you talked about, it was like a blanket of depression just fell over me, and it wasn't fun anymore. And I would weep for 2 hours every day for no reason. That was what that spirit of depression was tormenting me with. It was moving you towards being suicidal. Yeah. Explain. So I never made a plan to take my own life, but I would drive home. The Lord rescued me from being at that point. I would drive home from college and I would think, I wouldn't even care if a car ran into me and took me out right now, because I had no more will to live. And at that point, that's when God sent somebody to step in and pray for me and really minister to me. Actually, your mom said you needed deliverance, Yes. and you had what I would call a divine setup. Yes. Explain. So I would argue and manifest demons, and I was just so awful. And my mom said, no, you don't need pills, you don't need this and that, because she knew my issue was spiritual. It wasn't another issue. She said, you need deliverance, you need Jesus, you need to go back to church. And I would get so angry at her. But then Sandra, the same woman who came with us and prayed that I would get baptized in the Spirit, she came to our house. My mom invited her over, and she looked at me just a few months after, you know, that heaviness fell upon me. And she said, God sent me here today to minister to you. Today is the day of your freedom. And we went and we prayed, and she began casting those demons out of me. Could you feel them leaving? What was going on inside of you when she was doing all this? At first, I was very heavy and tired, and I almost felt like I wanted to give up. And she said, no, that's the demons, keep pressing in. And I kept pressing in, and then the heaviness began to lift, and I started to cry, and then they began to leave, and I was set free. And I never have dealt with depression ever since that moment again. Well, Taylor was set free, but when a relationship fell apart, she went back to drinking and smoking weed, and still thought it was okay to practice astrology, till God taught her the dangers of the New Age. Taylor spiraled down again after a relationship fell apart, and she turned back to alcohol, weed, and astrology. What happened? And by the way, explain what astrology is and why it's wrong. Yes, okay. So I thought this relationship was from God. So when everything fell apart, I felt confused again, just like when I thought the doors to my dreams were opening, and then that fell apart. And so the enemy tried again to get me with that same, see, God doesn't follow through on his promises. And so I just believed that lie again, but only for a moment. And I spiraled. I started, jumping into rebound relationships and alcohol and weed to fill that emptiness and that pain. And then I stopped myself and I said,
I can't go down that path that I went down that almost ended in suicidal ideation. I have to turn back to Jesus. I know better by now. And so I really had this struggle with, I still needed full deliverance from the witchcraft. There was a real flesh and spirit battle happening in me because I knew better, but my flesh wasn't quite ready to surrender. And so at this time I was doing astrology, which is ancient pagan witchcraft. They don't tell you that. They put it in magazines and they market it towards children even as horoscopes, and it's fun. And they put it in newspapers. But Do you think there's something wrong within the newspaper looking at your horoscope? yeah, it's witchcraft. It's That's wrong. yeah, it's totally wicked and evil, and it's a ancient pagan Babylonian religion, and I expose it in my book. Every zodiac sign is a demon god that the Bible calls out. It's fortune telling, which is divination, and you're taking on and receiving a demonic identity from hell. You know what's so amazing? In the Torah, in the book of Deuteronomy, in the 18th chapter, it specifically lists what most of my Jewish friends that don't know the Messiah do, and they've been taught that sometimes in a synagogue. They don't know what their own Torah says. And God, by the way, God uses a strong word there in Deuteronomy 18. You look it up. He calls it an abomination. Yes. He calls you, God calls you an abomination. So, you're back to these relationships, parting. Didn't the Holy Spirit show you there was something wrong? He did. He So, did? yes. So I'm going through this pain and I'm trying to numb it, and the Holy Spirit is nudging me, come back to me. You know that I'm the one who can heal you. And so I finally got to a place where I was ready to surrender everything. He began, Excuse me, that is the key word. You just said it. Surrender. That's your key word. Amen. Are you ready to surrender everything? Continue. Amen. Yes, everything. Not part of my heart, not just the area of my relationships, not just parting, everything. And the Holy Spirit began to show me all of the places in the scripture through His Word where astrology, New Age, yoga, all of the things I was dabbling with, the crystals, meditating, trying to open my third eye, all of those counterfeits. He began showing me the truth, and I began to get deliverance. All of those demons that I had let in, like just getting totally set free from all of that. And that's what I'm passionate about now, is exposing the darkness, because I don't want people to go through what I went through. What difference did you feel when those demons, those spirits, left you? I would have panic attacks every day because I was smoking weed. I'd never dealt with depression or anxiety before I started dabbling in the occult. I had panic attacks every single day, and getting deliverance from that spirit of anxiety. When my mom was praying for me, I actually felt like something like claws were digging into my heart. And she said, "You spirit of anxiety, loose her and go now in Jesus' name." And whew, I felt this thing lift off. That spirit left, and I have never had a panic attack since that day, and it was over 8 years ago. Now, as I understand it, I agree. As I understand it, you took each sign of the horoscopes and renounced it. What do you mean by that? Yes, so when people come into agreement with their zodiac sign, they're coming into agreement with a whole host of demonic spirits. There are demonic characteristics and traits. When I dove into my zodiac sign, it said, you're going to get a divorce. It said you're prone to head traumas and all kinds of curses, sicknesses, horrible things. They don't. You were reading a curse. Yes, that's when the light bulb came on. That's the exact moment I read that, and the Holy Spirit showed me, this is not of me, this is witchcraft and it's evil. And so you say prayers, I renounce my zodiac sign, whatever you came into agreement with, in Jesus' name, and I command this to go and leave my life, and I break every curse that this demonic religion assigned to me. Die duiwel is nie jou vriend nie.
Woord sê hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar die goeie nuus is dat Jesus het gekom sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Sien, ons word so maklik deur Satan bedrieg, maar dit moenie so wees nie. Hierdie woord vandag is nie om jou te veroordeel nie, maar om vir jou te bemagtig met kennis, sodat die Satan jou nie kan bedrieg nie. 2 Korintiërs 2 vers 10, die B-gedeelte van vers 10 sê, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Sien, so tot die titel is uit die skrif uit. Sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie. Vers 11, want ons is met sy planne nie onbekend nie. So hoekom is dit dat soveel kinders van die Here bedrieg word deur die Satan? Want jy is onbekend met sy planne. Daarom moet jy jou vyand ken, jy moet sy planne ken, jy moet weet hoe opereer hy, want hy kom na jou toe. Soos 'n engel van die lig sê die woord, ons gaan dit nou sien. So jy moet bekend wees met sy strategie. 2 Korintiërs 11 vers 3, maar ek vrees dat, sê Paulus, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. In die Engels sê dit, but I fear, lest by any means, as a serpent beguiled Eve through his stupidity. So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Sien, hy wil jou mind corrupt oor die simplicity that is in Christ. Jy sien, die gospel is so eenvoudig. Selfs 'n kind kan dit verstaan. But he wants to corrupt your mind from the simplicity of Christ. So hoe kry hy dit reg? 2 Korintiërs 11 vers 14. Hy sê, Paulus sê, en geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Sien, hy kom nie meer jou toe met sy, hoe het ons altyd 'n vurk en oorringse nie. Nee, hy kom nie so nie. Hy kom nie daar na jou toe sê, hey, ek is die duiwel en ek wil jou lewe vernietig nie. Nee, hy trek vir homself pragtig aan. Hy kom soos 'n engel van die lig. En die King James weergawe sê, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of the light. So hy lyk soos 'n engel van die lig. Ek hou van die Amplified wat hy sê, and no wonder since Satan himself masquerades as an angel of light. Op 'n ander woorde, hy gee voor, hy kom by jou en hy masquerades like an angel of light. So hy kom nie vir jou vertel, hy is hier om jou lewe te vernietig nie. Hosea 4 vers 6 wel bekend sê, my people are destroyed due to a lack of knowledge. Destroyed for a lack of knowledge. Met ander woorde, omdat ons nie sy planne ken nie, omdat ons nie weet waarmee hy operate, en hoe doen ons baie keer dinge in onkunde. Jy sien, waarheid is essensieel, veral nou in die laaste dae. Moet ons die waarheid ken. Die woord sê, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. So hier in die eindtye waarsku Jesus ons in Matteus 24, hy sê, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Wat gebeur as ek nie aan Jesus en sy woord van die waarheid vashou nie? Wat gaan gebeur as ek nie aan hierdie waarheid vashou nie? 2 Tessalonisense 2 vers 10 tot 12, en met alle rande verleidinge van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het nie. Jy sien, jy moet 'n liefde hê vir die waarheid. Jy moet die liefde hê om te sê, ek staan by die waarheid. Ek breek met tradisie en ek staan by die waarheid. Want baie mense word vasgehou in tradisie teen die waarheid. Die tradisie trump waarheid. Maar eintlik moet ek die waarheid bo tradisie sit. Om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur. So God sê, as jy nie die waarheid wil aanvaar nie, as jy nie die waarheid belief het nie, as jy die waarheid nie hoog ag nie, dan sal ek hulle die krag van die dwaling stuur. Om die leuen te glo,
sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar hulle behaag gehad het in ongeregtigheid. Jesus, ek sien dit vandag in hierdie sosiale media tye van ons. Het jy al gehoor van hulle praat van die algoritme? Met ander woorde, as ek begin goeters kyk, dan voer hy my nog van dit waarna ek kyk. Soos ek begin kyk na ouens wat sê, nie alle volke word gered nie, net die uitverkorenes. Wat voer YouTube my? Nog van dit, 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 totdat ek dit so intriguingly glo, dat die dwaling van die waarheid, daai wat die skrif daar sê, hy sal die dwaling stuur, sodat jy die leuen moet glo. So waarna kyk jy? Word jy gevoer met die waarheid, of is jy besig om so geïndoktrineer te word, dat jy nie die ander kant sien meer nie? Deel van jou wapenrusting om staande te bly teen die liste van die duiwel is die waarheid. Kom ons kyk, Efesiërs 6:11 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Soos ek nie my volle wapenrusting aan het nie, dan gaan hy my oorwin. Dan gaan ek nie kan staande bly nie. Wat sê in vers 14? Ek gaan nie die hele wapenrusting vanoggend kan doen nie. Maar in vers 14 sê, staan dan vas julle lende met die waarheid omgord. So die bewaarheid is bitter belangrik om te ken en te weet, sodat ek kan staande bly teen die liste van die duiwel. So ek moet weet hoe opereer hy, ek moet die waarheid ken. Jy sien, die vyand probeer om jou te betrek by okkultiese gebruike, en hy vermom dit as lig. Voorbeeld wat die meisietjie gebruik het, yoga. Christene wat yoga aanbied. Soos vermom het as lig. Maar eintlik is dit okkulties. So wat is die okkult? Die betekenis van die woord okkult is mysterieus. Soeke na bonatuurlike. Dit sluit baie verskillende maniere in, waarin die mens die bonatuurlike soek, maar hier is die key ding. Hulle soek dit buite die wil en die woord van God. Jy sien, ons het ook te doen met die bonatuurlike. Maar ons hou dit binne die wil en binne die woord van God. Wanneer jy dit buite die wil en buite die woord van God soek, is jy besig met die okkulte. Ons leef in 'n fisiese wêreld, en die Here het ons 5 sintuie gegee, waar ons hierdie wêreld mee kan interact en kan leer en kan kennis kry. Maar daar is ook 'n bonatuurlike werklikheid. En dit is selfs meer werklik as hierdie werklikheid. Jy sien, die woord sê in 2 Korintiërs 4:18 sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. So daar's 'n bonatuurlike geesteswêreld wat net so realiteit is as ons fisiese wêreld. Sien dat die begin van tyd was die mens tevrede met slegs kennis van die fisiese wêreld alleen nie. Hulle wou nie net dit geweet het van die fisiese wêreld nie. Ons is geskape met 'n liggaam, siel en 'n gees. En hierdie gees is in die beeld van God geskape. Die gees wat binne in ons begeer om te aanbid en kontak te maak met sy skepper, wat gees is. Johannes 4:24. Daar is dinge wat God in ons ten sterkste verbied om te doen. En hy verkondig duidelik dit in die Bybel. Wat is hierdie goed wat hy absoluut verbied? Goed soos magic. Wit of swart, magic. Spiritisme. Mysticism. Alles maak deel uit van die okkulte en sluit in goed soos toekomsvoorspelling, sommige alternatiewe medikasie tipe goede, horoscopes, mythologie. Ons het al gepraat van Greek mythology, nee. Al die goeders wat daarmee te doen het. Spookagtige verskynings. Wie van julle wil 'n spookloop gaan doen in 'n sekere dorp? Dis nie van die Here af nie. Toordery, beswering of casting spells. Geheime organisasies, astrologie, witchcraft, oosterse godsdienste en kultusse, of kult. Ons sal net praat oor wat kult is. Hypnose. Hierdeur maak die mens uit
onkunde of uit ongehoorsaamheid aan God kontak met die duiwel en gebruik sy okkultiese praktyke om bonatuurlike kennis te verkry, en die duiwel doen dit met gragte, maar teen 'n prys. Jy sien, as jy met die duiwel maatjies maak, hy sal vir jou al die drome vir jou waar maak, tot op 'n sekere punt. And then the price you will pay. Hy sal jou lewe vernietig. Jy sal die prys betaal. Of jy sal in bondage staan, met depressie sukkel, teenspoed beleef, jy of jou gesin selfs. Hoekom sê ek gesin? Eksodus 20 vers 3 tot 5. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak, wat van bo in die hemel is of wat onder die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie, en hulle dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdade van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Baie keer as ons mense bedien wat in die okkulte betrokke is, dan gaan dit deur in die geslagte. Dan moet daai goed gerenounce word om dit te breek. Wanneer God aan hom ons bonatuurlike kennis en wysheid wil meedeel, hoe doen God dit? Deur sy woord of deur die gawes van die Heilige Gees wat ons in 1 Korintiërs 12 kry? God gee ook vir ons wysheid. Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. So jy hoef nie jou wysheid in die okkulte te gaan soek nie. Waarna luister jy, waarna kyk jy, of jou kinders? Kyk jou kinders stories, waarna spels gecast word. Jy weet wat, as jy jou kind sit, ons is nie altyd bewus van wat hulle, ons geef hulle tablet in die hand en hulle kyk goed. Jy is nie altyd bewus wat hulle kyk nie. Dan kyk hulle stories waar daar casts gespel word, en terwyl hulle dit doen, maak hulle self oop vir die werking van die demoniese wêreld. Ek sit eendag in 'n kar en as vriende van ons en hulle kind het 'n tablet, sy kyk 'n likkie story tipe ding daar op 'n tablet. En ek dink dit kan ook Sofia of so iets wees, een van daai goed. En ek luister maar hoor wat op die tablet aangaan, en volgende oomblik sing hulle op die tablet, "This is the way we comb my hair, comb my hair, comb my hair." Okay, that's fine. Wat sing hulle volgende? "This is the way we cast our spells, cast our spells, cast our spells." Waarna kyk jou kind? Waarna kyk jy in jou huis? Horror movies, pornografiese flieks. En dit hoef nie noodwendig, het kan soft porn wees. Waarna luister jy? Demoniese musiek. So nou wat se musiek luister jy? Hoe lyk die lewens van daai popsterre, daai rocksterre? Hoe lyk die vrug op hulle lewe? Is hulle vrug dwelms en alkohol en oorspel en hebsug en sedeloosheid, en hulle is dikwels eindig hulle lewende in selfmoord of 'n oordosis dwelms? Is dit die ouens waarna ons luister en wat ons aanhang? Selfs in die Afrikaanse musiek, ongelukkig, is daar mense wat goeie sing wat wel is aan haar wakker. En dis nie van die Here af nie. Ek sien ons het so 29 mense wat ingeskakel is. Dis wonderlik. Wil julle verwelkom? Ek hoop hierdie woord gaan vir julle iets beteken. Op die skerm gaan jy ons WhatsApp nommer sien. Sit so lank jou save hom so lank daar, want ek gaan jou net vra om vir ons 'n WhatsApp te stuur. So save hom so lank op jou foon. Deure wat jy oop kon gemaak het in jou lewe, gaan met jou 'n klomp goed deel, en as daar iets by jou opkom, ons het al, ek weet as 'n gemeente met baie van die goed gedeel, maar ons deel, die Here bly dit terugbring. So as hier iets is wat jy sê, die Heilige Gees wys dit vir my, ek onthou dit nou, dit kom terug na my toe, dan wil ek hê jy moet so 'n bietjie van 'n mental note maak daarvan. Het jy ooit inligting gesoek of deelgeneem aan fortuinvertellery? Weet mos so, daar by die karavaan
daar draai gaan maak. Dooies oproep, handpalm lees. Partykeer vir die grap, iemand gekry om jou handpalm te lees. Teekoppie lees, kristalbal kyk, tarotkaarte, Ouija-borde. Hier is vir jou ene wat ek al, hulle gebruik dit selfs in besigheid en goeders, handskrifontleding. Surprise ene, mense dink nie altyd dit demonic kan wees nie. Horoscopes, transcendentale meditasie, astrologie, sterretekens waaronder jy gebore is. Jy het gehoor wat daai girl gesê het. Wanneer ek daai sterreteken myself met dit connect en vereenselwig, is dit 'n vloek op my. Pendulums, waarsêery, toordokters, selfs van ons boeremense wat baie keer 'n toordokter gaan sien het. Het jy ooit deelgeneem aan witchcraft? Hier is nog enetjie, surprise enetjie. Het was baie populêr gewees hier ek dink in die 80er jare, ek dink is meer so baie populêr nie. Maar die maatskappy hulle mense op 'n bosberaad gestuur. En dan een van die goed wat hulle daar moes gedoen het, is mind over matter, ek gaan oor hierdie kole loop. Kan julle daai goed onthou? Is definitief nie van die Here af nie. Helder sientheid of helder horendheid, clairvoyance of clairaudience. Halloween, Oktober 31. Jy het daar by die werk opgedaag met jou Halloween costume. Deelgeneem aan Halloween. Ag, is net vir die fun. Halloween is nie van die fun nie, is van die vyand. Miskien jy betrokke gewees, onskuldig gedink is nou net lekker fun. Hier is nog een wat die ouens my met klippe gaan gooi voor. Waterwys. Ook nie van die Here af nie. Black magic, voodoo, white magic, byvoorbeeld, die kind se vrat afgesny en waarop hom geblaas en word oor die skouer gegooi. Beswymings, chants and magic spells, astrale projeksie. Het jy ooit toegegee aan enige van die volgende, hypnose, insluitend vir mediese behandeling, spiritualismiese genesing, alternatiewe genesingsmetodes wat nie soos tradisionele geneesheers is nie, baie van hulle wortels is in witchcraft. Hulle interact met ek het die hele lysie en ek gaan hulle definitief nie nou aflees nie, want ek gaan gesprekke oopmaak wat ek nie nou voor kan sien nie. Maar as jy enige iets alternatiefs gaan doen het, vra die Heilige Gees, Here, hierdie alternatiewe ding wat ek gaan bywoon, ek sal miskien een noem, net om julle idee te gee waarvan praat ek. Reiki. Okay, as jy daai tipe van goed gaan doen het, vra vir die Here, Here, is that from you, of is dit iets wat ek moet bely hierdie? En daar is baie van hulle, ek het seker 'n lys van 12 van die goeders hierso. Het jy ooit geglo in bygelowe of het toegepas? Goed soos op 'n sterwens, sout oor die skouer gooi. As jy 'n spieël breek, gaan jy 7 jaar ongelukkig wees. Moet nooit vir iemand 'n mes of 'n skerp persent gee nie, dit gaan die vriendskap afsny. Ek sien party mense lag lekker nou. Die persoon moet eerder vir jou 'n paar sent betaal daarvoor. Wie van julle ken daai ene? Vrees vir swart katte. Vrydag die 13de. Onder deur 'n deurloop, onder deur 'n leerloop. Mag jy onder deur 'n leerloop nie. Ek het my eie storie wat daai ene maak sommer los. Slegte goed kom in 3. Ek sien julle ken hom. Weet jy as ek dit bely, wat gaan gebeur? Gelukbringertjies.
Ek moet nie my gelukbringertjie in iets sit nie. Ek sit my vertroue op God. Dra nie 'n gelukbringertjie in my sak rond nie, of om my nek, somewhere. Daai goed sit bindings op jou lewe. Gelukkige nommers, en enige van die ander hordes van die goed wat daar is. Die Heilige Gees dalk al vir jou ietsie gewys? Het jy ooit aanhoudend gebruik of was verslaaf aan marijuana, pynstillers, alkohol, LSD, heroïne, kokain, al die harde drugs, dieetpille? Sekere mense raak verslaaf aan dieetpille, want hulle is net nooit maar genoeg nie. Kan sien, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek is nie verslaaf aan dieetpille nie. Stimulante, wel as jy gegym het, kalmeermiddels, slaappille. Ek het vir 'n farmaseutiese maatskappy gewerk. En hulle het 'n nuwe kalmeermiddel uitgebring. En die departement waarvoor ek gewerk het, ons sit eendag so in 'n vergadering, en ons gesels oor hierdie nuwe kalmeermiddel wat die maatskappy nou uitbring. En ons gaan om die tafel, ek dink ons was so 12 gewees wat daar gesit het, was ek die enigste persoon wat nog nooit op 'n kalmeermiddel was nie. Want my middel is die gospel, ek drink hulle. Jesus is my kalmeerpil. Ek stres ook van tyd tot tyd. Weet jy wat, dan gesit ek in my stoel en ek sê, Here, die woord sê, cast your burdens unto Jesus, for he cares for you. So ek cast my burdens nou op U, Here. Ek bring hierdie probleem nou na U toe, Here. En hy is die antwoord van my probleem, nie middels nie. Jy het nie middels nodig om te cope nie, jy het Jesus nodig om te cope. Slaap hulle. Moenie baie goed drink nie. Het is gewoontevormend. Ek het 'n vriend, sy hele lewe was omtrent vernietig gewees deur slaap hulle. Gesinse lewe. Want jy raak verslaaf aan die goed. Bly weg van die goed af. Vra die Here om sê, Here, ek het 'n goeie nagrus nodig. Sê vir die duiwel, nee. As jy jou wakker hou, sê duiwel, ek gaan nou bid as jy my nie laat slaap nie. Dan begin jy maar te bid. Sê jy slaap. As jy ooit betrokke in oosterse godsdienstpraktyke soos yoga, hier gaan ek nog klippe kry, karate, judo, ander vorm van oosterse kruiskuns of oefeninge, boeddhisme, islam, hindoeïsme, Hare Krishna. Toe ek as kind was, het ek ook karate gedoen. En ek weet, het 'n sekere katas en goede wat jy doen, which is spiritual. Heidense tempels besoek. Het jy dalk by jou huis of jou werkplek enige afbeeldings, beeldjies of skilderye met oosterse godsdienstkonnotasie, soos 'n draak, 'n Boeddha, tie of a Chinese god, is hier nog enetjie, nog klippe, dream catchers, so oulik, ons hang het bo die babetjie se kot, gaan die droompies vang, demonic, kan ook nie wel Boeddha beelde in jou huis hê en dan jouself 'n Christen noem nie, en daar's kyk na daai ding en as die Heilige Gees met jou praat, dan laat hy gaan. Ek stap ook eendag in iemand se werksplek, mooi kinders van die Here, ek sê, laat die Here met jou oor daai beeld praat. Volgende week kom as hy dan weg. Het jy enige okkultiese of bonatuurlike boeke of op jou foon gelees, of sulke films gesien, of hulle boodskappe en filosofie ingeneem, en hulle onrein gees aanvaar, soos byvoorbeeld, flieks wat in ons tyd seker baie populêr was The Exorcist of Bewitched, of wat van Harry Potter,
Harry Potter boeke gelees, Harry Potter movies gekyk. Kom jy by jong mense en rammel hulle vir jou al die Harry Potter boeke so af. Al 5, no problem, ek ken hom eintlik op uit. Kan jy my sê wat is die eerste 5 boeke van die Bybel? Genesis, is dit Exodus? Saulus. En nou praat ek van ondervinding, is nie net 'n storie wat ek opmaak nie. Boeke oor metafisika, hoe om God deur die verstand in plaas van die gees kontak te maak. Christian Science, Scientology. So hy is net die boek gewees wat vol van die boeke was. Het jy ooit na pornografie gekyk? Stories, films, foto's, video's, internet ensovoorts. Kyk jy ooit na onsedelike films op TV, programme wat daarop gemik is om jou vleeslike welles aan te wakker? Het jy ooit 'n eed afgelê vir 'n geheime organisasie? Die vrymetselaars of ander? Het jy ooit 'n bloedverbond met enigeen aangegaan? As kinders was, jy kon jy dalk so, ek sny my, jy sny jou, en maak ons 'n bloedverbond. Was nogal 'n populêre ding op 'n stadium. Bloedverbond soos in satanisme. En nou, hier kom nou nog 'n paar klippe. Jy reg vir hierheen. Die Here het met my oor dit gedeel toe ons die Ancient Paths kursus hier gehad het. Iemand het opgebring en toe ek hierdie voorberei het, deel die Here verder met my oor dit. Ons as boere, Afrikaner mense het 'n gewoonte of 'n tradisie. As iemand sy eerste bok skiet, wat doen ons? Smeer hom met bloed. Ons haal hom uit daai vars geslagte bok 'n lekker stukkie rou lewer uit. En ons maak hom dit eet. Het ons al ooit daaraan gedink dat daar 'n spirituele konnotasie daarin kan wees? Die geweet dat die sataniste gesmeer bloed is deel van al hulle okkultiese praktyke. Jy weet dat die woord sê dat jy mag nie bloed eet of drink nie. Selfs in die Nuwe Testament in Handelinge 15 word dit herhaal. So miskien is dit 'n gewoonte wat ons in heroorweging moet bring. Maybe that wasn't from God. Ek weet baie sê, ja, ag man, dis net vir die lekker, is net vir die oulik, is net vir die... Ek het dit ook gedoen, ek weet. Maar die Here praat nou met my oor dit. So staan ek by die waarheid of staan ek by die tradisie? Het jy al ooit die goddelikheid of die maagdelike geboorte en die wederopstanding van Jesus Christus ontken? Hierdie nuwe geloof wat die Afrikaners so lekker like om te gaan aanhang en terug na die Ou Testament toe te gaan. Baie van hulle begin Jesus se maagdelike geboorte ontken. Baie van hulle begin Jesus as God te ontken. As ek hom ontken maagdelike geboorte as God en dat hy opgestaan het uit die dode uit en opgevaar in die hemel en in die regterhand van die Vader sit, is ek nie op pad hemel toe nie, want dit is 'n core belief wat ek moet hê om hemel toe te gaan. Het jy ooit betrokke geraak by 'n kult? So wat is 'n kult? Kultus is 'n godsdienstige groep wat een of ander waarheid, gewoonlik Christelike waarheid verkondig, bely, maar voeg by dat die volmaakte offer en voorsiening van die Here Jesus waarvoor hy met sy bloed betaal het nie genoeg was nie. Soos voeg daarby. Organisasies wat glo Jesus is nie God nie. Hy was net 'n profeet. Sal nie hulle name hier noem nie terwille van. Organisasies wat hulle eie boek by die Bybel sit. Of organisasies wat sê jy met die wet onderhou om gered te word. Dan voeg ek by deur wat Christus gedoen het. Met ander woorde, ek sê die kruis was nie genoeg om my te red nie. Dis die kruis plus my onderhouding van die wet wat my red. Was jy betrokke by hulle?
1 Timoteus 4 vers 1 en 2 sê, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang, deur die gefeinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. In die laaste dae, ons leef in die laaste dae, ons sien hierdie ding van verleidende geeste wat lerings van duiwels sal aanhang. So hoe kom ek vry van hierdie goed? As ek nou enige van daai goed gemention het, en dit het by jou geresonate, die Here het jou herinner, toe ek op hoërskool was, toe het dit gebeur. Dat het gebeur. As die Heilige Gees het vir jou opgebring het, bring hy dit vir jou op, omdat hy wil hê, jy moet met dit deel. Jy moet dit, daai deur toemaak. So, daai klomp mense wat nou online is, as enige van daai goed by jou resonate, dan wil ek hê jy moet daar vir ons op WhatsApp sit, en sê ek renounce, ek verwerp yoga, of ek verwerp karate, of ek verwerp witchcraft, ek verwerp slaappille, wat dit ook al is wat die Here met jou oor gepraat het, as an agreement, kan jy dit vir ons deur WhatsApp, en ons gaan saam met jou stem. So wat moet ek doen? Hoe kom ek vry van die goed? Laat dit nie 'n invloed op my lewe met hê nie. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan. So hy wat dit bedek sal nie voorspoedig wees nie. Niemand moet tog net uitvind nie. Luister, ons het almal droog gemaak. Soos okay as jy sê ek het ook droog gemaak. Niemand van ons is perfek nie. Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. So ek moet dit bely en ek moet dit laat staan. Soos ek yoga gedoen of gedoen het, dan bely ek dit en ek laat staan dit as ek nog betrokke is by dit. Tweede ding wat ek moet doen is ek moet berou hê. So draai jou rug op hierdie gebruik en neem 'n kwaliteitsbesluit om dit nooit weer te doen nie. Derde ding is, ek vra God om my te vergewe, en dan verwerp en breek met hierdie gebruike in die naam van Jesus Christus, en verklaar dat die bloed van Jesus jou werklik vrygemaak. Verwerp en verbreek, of Engelse woord is renounce, ek verwerp dit. Wanneer ek dit verwerp, dan breek die krag wat die vyand oor my het, om invloed op my lewe te hê as gevolg van dit. Ek maak daardie deur toe, when I renounce it. So dan beveel ek enige mag, wat 'n wettige reg gehad het, om jou gebonde te hou, as gevolg van jou betrokkenheid in jou kult, om jou onmiddellik te verlaat, en daardeur maak jy die deur, wat die duiwel en demoniese kragte toe. Gaan die Here vanmôre vertrou, om jou vry te maak van dit, enige gevolge wat dit in jou lewe sou gehad het. Here, vertrou om jou vry te maak. Ons loof U naam, Here. Yes, thank you, Jesus. Wil jy wat daardie ding wat die Here by jou opgebring het, dat jy dit nou voor die Here sal bely en sê, Here, ek bely dat ek deelgeneem het, of betrokke was by, of dit gedoen het, of dit geneem het, en bely dit net voor die Here vanmôre. Daar waar jy sit, sê net, Here, ek bely dit voor U vanmôre. Ek bely dat dit 'n sonde was, en ek vra dat U my sal vergewe van dit in die naam van Jesus. Thank you, Jesus. Ek wil ook hê jy moet nou besluit neem, vir die Here sê, Here, ek is klaar met dit. I'm not going back there. Ek doen dit nie weer nie. Ek kyk nie weer daarna nie. Not doing it again. In Jesus naam. Thank you, God. Dankie, Here. Ons loof U nou. Lei dit net voor U. Dankie, Jesus.
En nou wil ek hê jy moet sê, I renounce, en dan noem jy daai ding, I renounce yoga, I renounce marijuana, I renounce slaappille, I renounce bygelowe, ek renounce dit vanmôre. Thank you Jesus. Dan Vader, in die magtige naam van Jesus, vra ek U dat U die seuns en die dogters elkeen vanmôre sal vrymaak van dit wat hulle vanmôre bely het voor die Here. En ek kanselleer enige wettige reg wat die vyand oor hulle sal hê in die naam van Jesus. Kanselleer die wettige reg nou in Jesus naam. Kanselleer dit nou. Kanselleer dit in Jesus naam. In Jesus naam. Thank you Lord that you set free right now in Jesus name. Thank you Jesus. Dank U Here. Ons loof U naam. Ons prys U. Waardig is U Here. Waardig is U. Halleluja. As daar enige iemand is wat persoonlike gebed nodig het vir enige saak, genesing, aanraking van die Here, as jy pyn in jou liggaam het, enige iets wat jy wil hê ons moet saam met jou stem, is jy welkom om te kom, gaan ons gou saam met jou bid. As jy online is, as jy enige versoek het wat jy wil hê ons met die Here voor vertrou, is jy welkom om deur te WhatsApp nou. Thank you Jesus, worship your name. As jy enig iets het waarvoor jy wil hê ons met saam met jou stem, is jy welkom. Ons loof U naam. Is jy ook welkom. Here sal dit vir jou wegvat. We'll release the pain. Thank you Jesus. We honor you. Thank you Father God. Worship you. Worship you. Thank you God. Glory be to your name. Glory be to your name. Thank you. Okay. Net gou vir julle die afkondigings gee. Ons het die 14de Maart, vroue tee, hoe laat is die vroue tee? 10 uur die oggend, vroue tee 10 uur die oggend, die 14de Maart, moet dit nie mis nie, en nooi almal wyd en ver laat hulle kom en die dag saam met die dames geniet. En dan op die 15de Maart het ons vir Dr. Marius Higgins weer saam met ons, met sy profetiese bediening, so hy gaan ons kom bedien op die 15de Maart. En dan die 27ste is dit Monique se speletjiesdag, daar sê, dis Vrydag, so ons gaan die, as die weer reg is, ek glo het gaan reg wees, ek het gesien, dit lyk mooi, gaan ons groot slide opsit, en die kinders gaan lekker kom swem en slide ry en so aan, en as jy jonk van gees is, en jy wil kom slide ry, dan kan jy ook kom, alright, so ek sien Michael sê, hy is klaar daar, so wie van julle gaan hom kom join, so julle is baie welkom, prys die Here, kom jy, kan jy nou opkom, ons sal jy optrek, maar nie worry nie, ja, ok, dit is reg. Nou ja, dis die afkondiging, so boek hy goeders uit, gaan na geesenwaarheid.org toe, dan sê jy kalender 2026, al die goeders is daarop, jy sal dit daar kry, so dan sien ons julle vir. Nou ja, kom ons sluit af. Vader, ons loof U naam, want U is waardig. Vader, dankie dat U vanmôre deur die Gees met ons kom praat het, Here. Vader, dankie dat ons onsself kan suiwer van al die dinge wat nie van U af is nie, Here. Ons begeerte, Here, is om meer soos Jesus te wees. Ons begeerte is om heiligmaking na te streef, Here. Mense het kan vertel dat Jesus red, Jesus genees, Jesus doop nog met sy Heilige Gees. Ons loof U daarvoor en ons eer U. Here, dankie dat U elkeen wat vanmôre was en elkeen wat online gekyk het, Here, dat U hulle sal seën, Here, in die naam van Jesus. Father, that you would just come through in a mighty way for them, Lord.
Dankie dat jy hulle sal seën, Here. Ons loof U naam. Ons eer U. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Ons sien julle buitekant. Ons gaan lekker koppie koffie saam drink. So, moet nie te haastig huis toe wees nie.